Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. In Augustus praat ons oor fondamente en ons praat vandag oor ons 4de fondament bekragtiging. Ons praat in hierdie reeks oor die belangrikheid van 'n sterk fondasie in ons geestelike lewe te hê. En ons het al gepraat oor bekering van ongelowige lewe en om jou geloof in God te plaas. Laasweek het ons begin praat oor die verskillende forme van doop. En ons het stil gestaan by gehoorsaamheid tot die waterdoop. Ons teksvers vir Augustus is Hebreërs 6 vers 1 tot 3. Lees saam met my. Kom ons hou op om oor en oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christendom. Kom ons gaan eerder verder en word geestelik volwasse. Dit behoort tog sekerlik nie nodig te wees om nog 'n keer die fondament te lê deur te praat oor die noodsaaklikheid dat ons van 'n ongelowige leefstyl moet bekeer en in God moet glo nie, of oor die verskillende forme van doop en die handeoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Daarom sal ons as God dit toelaat binnekort ons betoog voorsit. Hierdie basiese fondamente wat ons van lees, moet in plek wees vir ons om uiteindelik 'n geestelike volwasse lewe te leef. Daarom spandeer ons tyd om seker te maak dat ons fondasies reg is, sodat ons geestelik kan groei. Nou as 'n waterdoop van laasweek nie kontroversieel genoeg was nie, is Heilige Gees doop sekerlik selfs nog meer. Dit ten spyte van die feit dat ons so baie voorbeelde van mense sien wat gedoop is in die Heilige Gees in die Nuwe Testament. So kom ons praat daaroor. Ons eerste punt is doop in die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge 1 vers 4 tot 8, net kort voor Jesus se hemelvaart, maak hy 'n belofte en in vers 5 lees dit: Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Vers 8. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. Ons sien dat doping in die Heilige Gees ons help om geestelik te groei en om ons roeping uit te leef. Want sonder die Heilige Gees se doop, werk ons eintlik net in ons menslike krag vir God. En ons probeer dit onsself uit als doen, maar die Heilige Gees en die doping van die Heilige Gees bemagtig ons en bekragtig ons. So hier is 4 waarhede oor die Heilige Gees in ons lewens. Die eerste een, die Heilige Gees is God. By die skepingsverhaal en tydens Jesus se doop, sien ons die Heilige Gees as deel van die drie-eenheid. Dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die tweede waarheid is, wedergeboorte beteken om in die Gees gebore te word. By 'n fisiese geboorte is ons gees dood as gevolg van die feit dat daar 'n sondige natuur in ons mens is. En Jesus verduidelik in Johannes 3 vers 5 tot 8, die rol van die Heilige Gees is om ons lewe te maak by ons wedergeboorte. Ons derde waarheid is doping in die Heilige Gees is 'n aparte belewenis as wedergeboorte. Ons lees van mense in Samaria wat tot geloof gekom het in Jesus. Die disippels het daarvan gehoor en gaan kyk. En toe hulle daar aankom, toe vra hulle vir hulle, maar ken julle, is julle gedoop in die Heilige Gees? En hulle sê, nee, hulle is nie, hulle is net gedoop in water. En die disippels lê toe hande op, en hierdie mense word gedoop in die Heilige Gees. Ons sien die in Handelinge 8 vers 12 tot 17. En in die Nuwe Testament sien ons hoe mense die Heilige Gees ontvang met handeoplegging, maar ook hoe mense die Heilige Gees ontvang sonder handeoplegging. En jy kan meer daarvan gaan lees in Handelinge 19 vers 1 tot 6. Maar tydens wedergeboorte ontvang jy ewige lewe, maar jy ontvang nie outomaties doping in die Heilige Gees nie. Die disippels was reeds bekeer, hulle was reeds gedoop, maar hulle moes gewag het vir die Heilige Gees se doping om te kom. Die 4de waarheid, die krag van die Heilige Gees help ons om ons skepingsdoel te vervul. Eers toe Jesus die Heilige Gees ontvang, het sy aardse kragbediening begin, en ons lees dit in Matteus 3. En as Jesus die Heilige Gees nodig het om te funksioneer, hoeveel meer gaan ek en jy hom nie nodig hê om wonders te doen of om verskille te maak in die wêreld nie. Doop in die Heilige Gees help ons om die Bybel beter te verstaan, om ons lewens te transformeer en om meer en meer soos Jesus te lyk. Hy gee ons bonatuurlike krag om te doen wat hy van ons verwag. Die Heilige Gees is inderdaad 'n helper wat ons bekragtig. Nou, hoe werk hierdie doping in die Heilige Gees? Hoe kan ek doping in die Heilige Gees ontvang? Handelinge 2 vers 37 tot 39 gee vir ons die antwoord. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle
en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na homself sal roep. So wat moet jy doen? Vandaar is die een, bekeer jou. Kyk, jy hoef nie perfek te wees om die Heilige Gees te ontvang nie. Jy moet net wegdraai en die Here aanvaar en wegdraai van jou sondige lewe en wegdraai van dit wat verkeerd is en hom aanskou en hom gryp en hom volg en wegdraai van die sonde, bekeer, mense vergewe en vryspreek uit jou lewe. Jy moet soos Jesus word. Laat jou doop. As jy meer hiervan wil weet, gaan luister laasweek se preek, maar jy moet God se gesag oor jou lewe bely en sy opdrag gehoorsaam en jy moet luister wat hy vir jou sê. Laastens, plaas jou geloof in God se genade. Ons sien in Galasiërs 3 vers 5 tot 14, verduidelik Paulus dat ons nie die Heilige Gees ontvang omdat ons die wette onderhou nie, maar op grond van Jesus se dade teenoor ons. En ons wat ons geloof in hom plaas. Dit beteken dat ons deur die geloof die Gees wat beloof is aan ons ontvang. En die duiwel wil jou laat glo dat jy nie goed genoeg is om die Heilige Gees te ontvang nie. En die realiteit is, hy is eintlik reg. Maar in Christus is ons goed genoeg vir God. En jy moet dit glo om die Heilige Gees te kan ontvang in jou lewe. As jy glo dat jy die Heilige Gees kan ontvang, moet jy vra. En jy moet vir Jesus vra dat hy jou doop in die Heilige Gees. In Lukas 11 vers 13 sien ons, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat aan hom bid. Laastens moet ons sensitief wees vir die Heilige Gees se teenwoordigheid. Wees sensitief vir sy aanmoediging. In Handelinge 10 vers 44 tot vers 48 lees ons, terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom wat sy boodskap gehoor het. Die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die Heilige Gees ook op nie-Jode as geskenk uitgestort is. Hulle het geen twyfel daarop gehad nie, want hulle het hulle ongewone tale gehoor praat en hulle het God se grootheid besing. Mense hoor God se woord, hulle beleef sy teenwoordigheid, hulle begin in tale praat, hulle maak sy naam groot, is wat ons sien in hierdie stuk. Daar was nie vir hulle twyfel gewees of hulle die Heilige Gees saam met hulle het nie. Hulle het dit beleef. Wat sê die Heilige Gees vir jou vandag deur hierdie boodskap? Sien jy hom raak? Wil jy meer van hom hoor? Begeer jy sy volheid in jou lewe? Verdoen jy aan al die voorwaardes om dit te kry? Want as jy doen, begin vra, Here, doop my met die Heilige Gees. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir die goedheid en guns in ons lewe, Here. Dankie dat U 'n Heilige Gees vir ons stuur, U Heilige Gees vir ons stuur, wat 'n trooster is, wat 'n helper is, wat so groot rol in ons lewe as gelowiges speel, Here. En ek vra dat ons elkeen wat na hierdie preek luister, net weer nie sal besef hoe belangrik dit is om die Heilige Gees te hê. En dat ons U nabyheid sal beleef, Here. Ek vra vir elke persoon wat die begeerte het, Here, doop hulle met U Gees, dat hulle U meer en meer sal leer ken en U volheid sal verstaan. Amen.